Goeiemôre en baie welkom by ons Woensdagoordenkings. So lekker om in te skakel en net so 'n bietjie met jou te kan gesels. Nou, ons kom uit 'n baie geseënde paastyd uit. Ek weet nie wat jy gedoen hierdie naweek nie, maar ek hoop en ek vertrou dat jy het herdenk wat Jesus vir jou en my kom doen het. Ons het Vrydag herdenk sy kruisiging, dat hy die Via Dolorosa pad gestap het, die kruispad vir my en vir jou, vir ons ongeregtigheid, vir ons sonde. Die pad wat ek en jy eintlik moes gestap het hy gestap. En ons sien hoe hy op die kruis hang en verder daai extra tree gee wat hy selfs vir ons bid terwyl ons nog sondaars is, waar hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hoe verder ons gaan op die kruis, hier tydperk op die kruis, sien ons ook dat God half sy gesig so op sy seun gedraai het, oor die sondelas wat op hom is. Daar waar hy geskree het, Eli, Eli, lama sabachthani, wat beteken, my God, waarom het U my verlaat? Ek wil hê jy moet dink aan daardie oomblik, hoe ernstig my en jou sonde is, hoe ernstig my en jou ongeregtigheid is, dat God half sy gesig draai, want hy kan nie kyk na sy seun met al die sonde nie. Maar ons het ook beleef en besef, dat ons kan nie net gaan stilstaan by die kruis nie. Die kruis is absoluut belangrik, en ek meen, Jesus bewys sy liefde in oorvloed vir my en vir jou deur ons plek in te neem. Maar ons kan nie net daar stop nie. Ons moet voortgaan na Sondag toe. Dat Jesus gedoen het presies wat hy gesê het hy gaan doen. Hy gaan opstaan, en hy het opgestaan. En hy gee vir my en vir jou die oorwinning en nuwe lewe. Kan jy jouself indink? Paulus praat eintlik daarvan in 1 Korintiërs 15, waar hy sê, as Jesus nog in die graf is, as daar nie opstanding van die dooies is, beteken dit dat ons is die mees bejammerenswaardigste mense op planeet aarde. Beteken dit dat ons woord, die Bybel, het geen inhoud nie, en ek meen, hy het absoluut inhoud. Dit beteken dat ons geen ewige lewe het nie, dit beteken dat ons nog gevangenes is, en dat ons lewe en ons getuienis is sinneloos en doelloos. Maar nou weet ek en jy, dat dit nie die waarheid is nie, dat God en Jesus wel opgestaan het, dat hy sy seun opgewek het, en dat daardeur is ons getuienis lewend, is die Bybel vol inhoud, is ons nie meer gevange van die vyand en sonde en ons ongeregtigheid nie. Nou is die kettinge losgebreek, en ons weet dat die ewige lewe wag vir die wat hom volg, die wat hom dien met 'n volledige hart, nie net 80%, 90% nie, maar 100%. En daarom wil ek vir jou 'n vraag vra vir vanmôre, en ek wil hê jy moet bietjie dink daaroor in hierdie week. Is ek en jy besig net om Paasfees te vier op 'n naweek, of herdenk ons sy kruisiging elke liewe dag van ons lewens? Herdenk ons sy opstanding elke liewe dag van ons lewens? Want ek meen, dit is so deel van my en jou bestaan. Elke liewe dag is moontlik. Ek hou so van daai bekende lied, wat sê, omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. Familie, maak nie saak hoe mal my dag gaan nie, maak nie saak watter uitdagings of watter krisisse ek al beleef in my lewe nie. Wanneer ek deur moeilike tye gaan, dan sê ek vir myself daardie woorde, omdat hy leef, omdat hy opgestaan het, sien 'n kans vir môre. Want hy gee vir my al die krag wat ek nodig het. Hy gee vir my lewe, en hy gee vir my en jou die oorwinning. So ek wil jou regtig motiveer, en ek wil jou vra, elke dag van jou lewe, waar ook al dit mag wees, by jou werk, by jou familie, as jy alleen in die kar ry, herdenk dit wat Jesus gedoen het in jou lewe, en kom by die kruis uit, maar kom ook by die opstanding uit, want dit is van kardinale belang. Mag jy 'n fantastiese week verder hê, en mag die Here jou seën. Ons gesels volgende week. Totsiens.